Okay, so as ons kyk na ons eksponente in graad 11. Onthou eksponentwette doen ons nou al van graad 8 af. So dit is daai as ek twee goed maal met dieselfde grondgetal, dan plus ek die eksponente met mekaar, of as ek twee goed deel met dieselfde grondgetal, dan minus ek die eksponente van mekaar af, of as ek iets tot die mag nog iets het, dan maal ek die eksponente met mekaar. So al daai wette is nog steeds geldig nou in graad 11. Die groot verskil in graad 11 nou is ons lê klem op die feit dat net soos wat ek daai wette van links na regs kon gedoen het, nou herinner ons vir julle dat jy dit ook van regs na links kan doen. So wat beteken dit as ek sê ons kan dit van regs na links doen? Dit beteken dat as ek 'n algebraïese uitdrukking in my eksponent het, soos wat daai is, dan kan ek hom opbreek in die oorspronklike som. En die oorspronklike som, as ek eksponente het wat plus met mekaar, dan beteken dit was twee grondgetalle wat ek met mekaar gemaal het. En dan die eerste term in jou uitdrukking kom by die eerste grondgetal en die tweede term kom by jou tweede grondgetal. Maar ons kombineer nou so half 'n bietjie hierdie in die sin van as ek byvoorbeeld iets het soos 3 tot die mag 2x min 1. Gewoonlik as ons 'n minus het, dan sê ons het ons die twee met mekaar gedeel. Maar ek kan dit ook net anders skryf. Ek kan ook sê, dit is, as ek iets tot die mag nog iets het, en dis 'n negatiewe eksponent, dan plus ek ook die eksponente, maar 'n plus maal met 'n minus raak ons in elk geval 'n minus. So jy kan, as dit 'n minus sommetjie is, hoef dit nie noodwendig 'n deel te raak nie. Ons kan dit skryf as 'n maalsom, maar dan is die een se eksponent maar net 'n negatief, want 'n negatiewe eksponent is in elk geval mos 'n breek. So dis in elk geval 'n deel. So dan sê ons, okay, die grondgetalle bly dieselfde. Daar's twee terme in my uitdrukking, so ek gaan twee grondgetalle hier neerskryf. Die eerste grondgetal, die eerste eksponent kom by die eerste grondgetal en die tweede eksponent kom by die tweede grondgetal. Okay. Net om vir jou te bewys dat dit so is, daai, as ek wil ontslaa raak van negatiewe eksponente, dan skryf ek hom mos in elk geval onder die lyn, né? So daai wet is dan geldig, so dis nie dat ons daai wet weggooi nie, maar ons wil hom eerder in daai vorm hê, want dit help vir ons met ons berekeninge. Okay. So dis wat ek bedoel as ek sê die wette gaan heen en weer. Kom ons sê ek het iets soos 27 kom ek sê ek het iets so 27 tot die mag 3x en ek wil dit anders skryf. Nou, as ek iets tot die mag nog iets het, dan maal ek die eksponente met mekaar. So wat ek nou kan doen is ek kan daai skryf as 'n produk van sy priemfaktore in eksponensiële vorm. So ek kan sê die 27 kan ek ook skryf as 3 tot die mag 3. En dan, onthou, dit is die 27 wat ek so geskryf het, maar die eksponent is dan nog steeds, die 27ste eksponent is nog steeds die 3x. En dan kan ek dit ook dan weer terug vereenvoudig na 3 tot die mag, dan maal ek die eksponente met mekaar, 9x. So die groot ding in graad 11 is maar net om vir julle te leer dat jy jou eksponentwette weerskante toe kan gebruik. Okay, maar kom ons kyk gou na, want jy gaan eksponensiële breuke gaan jy nou vereenvoudig. En jy gaan twee soorte hê, jy gaan hê waar daar net een term bo en onder die lyn is, en dan gaan jy hê waar daar meer as een term in jou teller of jou noemer is. Maar ons gaan nou net kyk na die eerste een, die eenvoudige een. So kom ons sê ons het hierdie voorbeeld. Een term bo die lyn, een term onder die lyn. Jou eerste instink met eksponente nou in graad 11 is altyd om te werk met jou priemfaktore.
Okay, so enige saamgestelde getal wat 'n eksponent het, wil ek altyd skryf as 'n produk van sy priemfaktore. So enige iets sien, daai is 'n saamgestelde getal wat eksponente het, daai is 'n saamgestelde getal wat eksponente het, daai ne. So ek wil hulle skryf as 'n produk van my priemfaktore. So al wat ek moet doen is ek tik daai getal in my calculator in en dan sê ek mos shift fact en dan gooi hy hom vir jou as 'n produk. So want ek kan nie die twee goed, ek kan nie dit vereenvoudig nie, want ek kan nie daai goed maal nie. Hulle het nie dieselfde grondgetalle nie. So dis hoekom ek werk met my priemfaktore, want my priemfaktore is oor die algemeen gaan jy kry dat jou saamgestelde getalle baie keer dieselfde priemfaktor, as jy hulle skryf in as 'n produk van hulle priemfaktore het raak hulle grondgetalle baie keer dieselfde. So kom ons skryf gou vir 27. So 27 het ons mos nou gesê kan ek skryf as 3 tot die mag 3. So ek het net die 27 so vervang en die 27ste eksponent bly nog steeds geldig soos wat hy daar is. Ja, right met hom. Okay. Nou, die 9 gaan ek ook, hy kan ek skryf as 3 tot die mag 2, want sien jy nou die oomblik wat ek begin werk met die priemfaktore, nou begin jy grondgetalle hê wat dieselfde is. En die oomblik wat grondgetalle dieselfde is, dan kan ek my eksponentwette gebruik, optel, aftrek, ek bedoel, maal, deel, magte, sulke tipe goedjies. 81 is 3 tot die mag 4, en dan daar sy eksponent. Ok, en nou kan ek die wet gebruik, wat sê iets tot die mag nog iets, dan moet ek die eksponent maal, maar onthou, ek moet daai eksponent maal met al twee van hulle, so dis 3 maal 3 is 9, en 3 maal minus 2x is minus 6, x, en dan gaan ek hier oor na die enetjie toe, en sy eksponent, ek maal die 2 met die x, dan sit 2x, en ek maal die 2 met die minus 1, dan sit minus 2. Selfe onder die lyn, die grondgetal bly dieselfde, en ek maal net die eksponente met mekaar. Ja, want nou kan ek optel en aftrek en maal en deel, wat ek nie voor die tyd kon gedoen het, want nou het ek grondgetalle wat dieselfde is, wat ons in my vereiste is vir my eksponentwette. So nou kan jy besluit, jy kan dit of one shot uitwerk, die hele breek, of jy kan eers bo die lyn vereenvoudig en dan jou breek vereenvoudig. So ek gaan sommer nou net vir deeglikheidsonthaalwe en want julle maak partykeer simpelvoudig, gaan ek eers gou bo die lyn vereenvoudig en dan gaan ek die breek deel. So onthou, as ek twee goed maal, dan moet ek die eksponente met mekaar plus. So bo die lyn het ek die 9 minus 6 plus die 2x min 2. Onder die lyn sit nog steeds dieselfde. Ek dink ek gaan hier moet opskuif. Gats. En dan kan ek sommer vereenvoudig, dit is 3, kyk so onthou, net jou gelyksoortige terme, ek het 9 minus 2 is 7, positief 7, en ek het minus 6x plus 2x is minus 4x. Onder bly nog dieselfde, en dan, as ek twee goed deel wat dieselfde grondgetal het, onthou, dan sit altyd die boonste eksponent minus die onderste een. Dis altyd, so dis nooit onder minus bo nie, is altyd bo minus onder. So jou grondgetal bly dieselfde, en ons haal hom dan uit die breekvorm uit, né? Die grondgetal bly dieselfde, en nou, asseblief, dis baie belangrik, jy moet dit daai onderste een, vir alles hy meer as een term het, moet jy in hakkie sit, sodat jy onthou, dis die hele boonste eksponent, minus die hele onderste eksponent, want as ek net sê minus 8, minus 4x, dan het ek net die 8 geminus, ek het nie die minus 4x ook afgetrek, want op die ou ene wat moet gebeur, as jy maal daai minus in, dan is dit minus 8, en het raak positief 4x, as jy daai minus inmaal. En dan kan ek net vereenvoudig, die 7 minus 8 is minus 1, en die minus 4x plus 4x is 0, nee, hulle kanselleer mekaar uit, so die antwoord is net 3 tot die mag minus 1, of ek kan hom skryf as 1 op
3. Maak dit sin? Ja, so dis al wat daar is om te doen. Jy moet net onthou, solank jy hulle net reg kan skryf is in jou priemfaktore en jy net jou eksponent weet reg gebruik en asseblief hierso stadig en deeglik, want die groot fout wat die kinders maak met jou met die eksponente, met die vereenvoudig, is hulle jaag en dan maak hulle simpel foute, veral met die tekens, veral met die optel en afdruk en so. So ons gaan nou volgende week kyk wat gebeur as jy meer as een term in jou teller of jou noemer het, want dan hanteer jy dit so 'n bietjie anders. Die rede hoekom ons dadelik ons eksponent weet hier kan gebruik en vereenvoudig is omdat daar net een term bo die lyn en een term onder die lyn